by Pinkster in jou huis. Ons is so opgewonde om hierdie saam met jou te deel vandag, en as jou familie om jou is, nooi hulle om saam met die video te kyk, en dat ons na die tyd lekker vir mekaar kan bid. Ons wil mekaar bedien in hierdie tydperk. Dit is nie net 'n video wat ons kyk nie, dit is 'n belewenis wat ons as gesin saam met mekaar wil deel. Nou, met Pinkster vier ons die koms van die Heilige Gees. Ons vier wat hy in ons lewens kom doen. En dit is een van die belangrikste goeders wat met ons kan gebeur, is om vervul te word met die Heilige Gees. Nou, om dit alles op te som, wat doen die Heilige Gees vir ons? Die Heilige Gees bemagtig ons om te doen wat onmoontlik sou wees op ons eie. En ja, die Heilige Gees gee vir ons hierdie gawes, hierdie besonderlike, bonatuurlike gawes, soos genesing en wonderwerke, en daai goeders is amazing. Maar ek dink ons kyk soms vas in die buitengewoon en die bonatuurlike, en dan mis ons die alledaagse maniere wat die Heilige Gees ons help. Wanneer ons praat oor die vervulling van die Heilige Gees, dink ons partykeer dit is net vir sekere tipe mense. Dit is vir die predikante of die worship leiers, of mense wat voor 'n groot verhoor staan, wat nou iets besonders en buitengewoon moet gee vir die mense. Maar dis net 'n deel van die storie, dis net 'n klein gedeeltetjie. Ja, dit is die Heilige Gees wat daardie mense bemagtig, maar die Heilige Gees bemagtig ook ons, alledaagse mense, wat besig is met alledaagse goedjies. Die Bybel wys vir ons iets baie spesiaals in Exodus hoofstuk 31. En dit vertel vir ons die storie van die heel eerste persoon wat vervul word met die Heilige Gees. Dit is nie Aaron nie, dit is nie Moses nie, dit is nie eers die leiers van die groepering van die volk van Israel nie. Dit is glad nie iemand wat daar voor staan, soos wat ons sal sê, met 'n mikrofoon in sy hand nie. Nee, die eerste persoon in die Bybel wat vervul is met die Heilige Gees is Besaliel. Besaliel is 'n bouer en 'n ambagsman. En hy bou die tabernakel en die ark van die getuienis. Ons lees sy storie in Exodus 31 vers 3 tot 4. Die Here praat met Moses en sê: Ek het Besaliel met die Gees van God vervul, met wysheid, insig en kennis, en met al die nodige vakmanskap, om vindingryke planne te beraam vir die werk van goud, silwer en brons. Deur die krag van die Heilige Gees het Besaliel iets gemaak wat niemand anders kan maak nie. En dit is wat God deur jou lewe wil doen. Wat is God se wil in jou studies? Wat is God se wil vir jou in jou skoolwerk? Kom ons vat dit na ons huwelike toe. Wat wil God hê moet ons bou in ons huwelike, in ons verhoudings, in ons finansies? Elke een van ons het God se hulp nodig. Almal van ons het die Heilige Gees se vindingryke planne nodig. Nie net in die kerk nie, maar met alles wat ons in ons hande kry. Soos Besaliel, goud, brons, silwer, vir ons, wat ook al ons in ons hande het. Of dit 'n pen is, of handearbeid, of werk met mense, ons kan dit geesvervuld doen. Kom ons bid vir mekaar vandag, en ons vat 'n paar minute om te bid en vra vir die Here, wat wil U hê moet ons bou in ons lewens? Mag julle 'n lekker dag verder hê, mag die Here julle seën, en ons sien julle môre vir nog Pinkster in jou huis video's.